Ons praat met die eienaars van Tak Go in Velde. So julle kan julleself mooi voorstel en dan vir ons vertel wat julle doen. Hallo julle, baie dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit verskriklik. Ja, ons bestuur 'n Tak besigheid. Dit is 3-wiel aangedrewe motorfiets wat 3 passasiers kan vervoer. En ja, ons het basies met die idee opgekom omdat dit so hooglopend nodig is. Ons sien ou tannies en mense stap wat is net te ver om te stap, maar hulle kan nie anders. Hulle kan nie anders nie. En ons het nie enige diens vir die mense in die dorp nie. Dis basies wat hulle noem die last mile. Ja. En soos julle weet is die dorp so uitgelê dat alles van Laaiplek tot Noordhoek tot De Plaat en Port Owen is almal so georganiseer rondom hierdie sirkel sit van die golfbaan. Ja. En Ludwig was so opgewonde oor sy besigheid dat hom nie self voor te stel nie. Dis Ludwig, is die eienaar. Ek is Heinrich en ja, ons het ek bly my hele lewe lank op die dorp, 27 jaar, Ludwig staan amper op 10 jaar, so vir ons was it was a local problem that needed a local solution. Want jy weet hoe meer ons Uber gaan nooit by ons uitkom nie, Lyft, al die goed, want at the end of the day ons local mense wil voel dat ons is deel van die oplossing. Ons is deel van ons sien 'n probleem en ons wil dit oplos en dit help ons en bemagtig nie net iemand anders nie. Dis waar ons wil begin. Bemagtig ons mense, bemagtig ons bure en so aan. Bemagtig ons ekonomie, die dorp se ekonomie. Ek dink dit gaan baie erg oor om mense net daai opstaan in die oggend en wonder, hoe gaan ek by die werk kom? Hoe gaan ek uitkom waar ek moet wees? En ek dink op die einde van die dag wil ek eintlik net hê dat sal ek graag wil sien dat die dorp letterlik kan operate sonder dat jy 'n kar nodig het. Dat jy van punt A tot B enige plek in die dorp kan beweeg sonder dat jy 'n kar nodig het. Ek dink ook nie soos ons nou maar Weskus Dutchies gepraat, ek dink nie die mense in Veldrif of selfs Sint-Piet en Naby sal keen wees vir 'n Uber. Dis 'n inkomer besigheid en dit sal iemand local vertrou om hulle rond te ry as wat hulle 'n mega besigheid laat inkom en ja, en ook jy weet geld uit die dorp uitvat. Ons dorp is al klaar besig om nader uit te skiet, nuwe ontwikkelings, mense koop hierso, maak besighede oop. Hulle koop hulle inkopies hierso. Even met iets soos die mall wat kom, jy weet, dit gaan ook maak dat meer local mense daar kan begin hulle self bevestig en geld op begin spandeer wat alles net weer in ons ekonomie invloei. Dis wat ons hier wil doen. En nog boop dit, ons gaan nie so duur wees soos Uber nie. Want ons wil dit goedkoop hou, ons weet hoe dit is om hier te bly. Mens, jy weet, my skoonpa is 'n visserman, so jy weet hy het ook moeilike maande. Ons wil nie hê dat hy dit ooit voel. Ja, ons wil nooit hê dat hy moet voel of sy mense moet voel, sy kinders moet voel dat ek kan nou net nie vandag nie. Ek kan nie net see toe gaan nie. Nee, klim op die tuk-tuk. Klim af by die hawe. Gaan see toe. Ja, net so. Jy het al daai geld gespaar op dit, maar jy mag dit nie. Jy kan net so nou romans koop. Exactly. Nee, dis 'n baie oulike inisiatief en julle kan eintlik meer as 3 mense vat want julle het ons nou die dag gevat met 2 kinders. Ons was 2 groot mense met 2 baie besige toddlers wat dit gelaaf het paartjie. Hulle kon nie glo hulle ry in hierdie oop karretjie nie. So dit is 'n belewenis vir die kinders ook. Dis iets heeltemal absoluut. Ek dink dit is so pas vir die Weskus. Dit is een van die goeders wat by my opgekom het. Dis of as ek dink aan blomtyd en ek dink aan hoe mooi die dorp lyk en hierdie goedjies is cute en die ding van dit is jy kan omtrent 60 km/h maksimum spoed ry. So jy kan nie eers die speedkop se kamera aftrap nie. So ek is baie veilig. En ek dink ook dis so veilig. My skoonma wat liever teen motorfietsse is, sal dit vir kinders gee in plaas van 'n motorfiets. Dit lyk daarom nog steeds 'n bietjie soos 'n motorfiets. So dis hoekom die kinders dit love. Ja. Dit lyk vir hulle baie cool. Ja, dis iets anders. En dis ook 'n ander groot ding is dat dit is nie net vir die toeriste nie, is nie net vir groot mense of mense wat moet werk toe gaan nie.
dit is 'n manier vir kinders om op en af in 'n dorp te beleef, dat hulle nie iewes skielik 18 slat en hulle lisensie en nou hulle oral wees nie. Gaan beleef die dorp, kry 'n roomhuis, gaan beach toe saam met jou maatjies. Sê vir die tak, hy stop hier so my maatjie kom nou uit. Jy weet van ons wil hê dat al ons drywers gaan betroubaar wees. Ja. Ons ook belangrik. Ek bedoel, Ludwig het vir my genoem dat hy wil voel dat hy kan sy kinders op daai tak sien. Ja. En as hy dit kan doen, dan wil hy hê almal moet so. Almal moet so. En ons bly op 'n plek wat nog veilig genoeg is vir dit. Ons is nie in die Kaap Ja. self waar jy moet wonder Ja, ek wat sou gaan die sê wol doen nie. baie mense het my gevra oor ja, wat is die konflik met die taxi-industrie? En ek sou sê daar is die taxi stel belang om mense van dorp tot dorp te vervoer. Ja. Nie eintlik binne die dorp nie. Ons sal hulle 'n groter guns doen om die mense by die taxi ranks te kry sodat hulle nou so dit skakel by mekaar in. Ja. Die een vat die weg by die ander. Jy vat nie iemand se besigheid weg. Ja. Maar ek dink gepraat van drywers, miskien is hierdie 'n baie goeie geleentheid om te sê dat ons is tans op die uitkyk vir mense wat belangstel om saam met ons te werk, saam met ons te ry. Ons is besig om 'n span te bou. Ja. Om hierdie ding van die grond af te kry en ons soek betroubare en loyale mense, verkieslik natuurlik local mense in die dorp. So as enige van julle dit hoor, ons Is dit met hulle lisensie hê of hoe werk dit? ja, as jy 'n motorfietslisensie het Mag jy en jy stel belang in hierdie besigheid, skakel my gerus via Facebook of Instagram, go. So eenvoudig soos So eenvoudig. Ja. En ook as jy enigiemand ken. Ek bedoel, ons is baie fleksibel in terme van tyd. Ek bedoel, ons kan klomp mense hê wat halfdag werk in plaas van voldag. Maar ons is ook uitkyk na mense wat committed is en heeldag bereid is om dit aan te vat. Veral met die local mense, ons het 'n privaat tripie gedoen en die tannies van Buitevelde het dit absolutely gelove om net te hoor van die dorp. Want even local mense mis dit baie keer. Ja, mens bly in die plek nie, hy is verby dit. Heeltyd. Dit is so. Okay, julle, dankie baie. Sê vir my, wat se ure is julle oop? Dis 'n goeie vraag. Dit is 'n goeie vraag. Ons is van die opinie, wanneer jy iets soos dit begin, dan kan jy nou baie planne maak voor jy actually begin. Maar wanneer jy begin, gaan jy die vraag letterlik beleef. So ons gaan definitief peak ure 7 in die oggend tot omtrent 10 uur in die oggend en dan weer in die middag gaan ons vir bewusmaking en gaan ons die dorp heeltemal loop met 4 tak-taks. Daar kan jy opklim en afklim soos wat jy wil. Ons gaan ook later bekendstel, heel waarskynlik 'n tipe van 'n dispatch on demand via WhatsApp. Dis 'n sober chauffeur amper. Exactly. Maar ook as jy wil koffie drink? Ja. Ja. So ons die ure is op hierdie stadium sal ons bedrywig wees van 7 uur in die oggend tot ons kyk ook na die aandure om mense tussen Terug te kuierplekke van die kuierplekke af huis te ry. So dit hang af hoeveel mense ry en so sal ons die roete uitbrei, meer taks kry, die dekking, 'n wye dekking vir die dorp lewer en Sint-Helena baie te kom. en Sint-Helena baie te kom. Dis baie belangrik vir ons. Dit is baie belangrik vir ons ook in ons dorpie groei ook nou vreeslik. So sal goed wees vir julle. Voel ons is op die brandpunt van Suid-Afrika. Dit is. Hulle sê dis 22 grade vandag hier, ek dink hulle lieg. Dis regtig nie. Nee, nie naas Al nie in hierdie kantoortjie op die oomblik. Nee. Maar dankie julle en dankie vir daai drive na die dag daar by die Wes. Was vir ons baie lekker. Dit was heerlik om die mense so rond te ry en ek dink weet dis eintlik so wonderlik om mense, jy weet jy kry regtig 'n gevoel vir die mense van die dorp as jy die mense so rondry. Ek dink dit is 'n baie lekker ding om ek geniet dit om te doen. Ek is Ons moet mense en stel mense ons dorp voor. Ons is so lief vir die dorp as mense hoor nuwe goed van die dorp dan jy weet ek kry hierdie lekker fuzzy feeling. Ek is bly dat jy daai liefde ervaar wat ek het vir hierdie plek want dit is sulke special plek ervaar. Ja, nee dit is.
Alright julle, dankie baie. Ons raadiehuis vir die dag is ook alweer amper om. Ek het so lekker gekuier vandag saam met julle almal. Ek hoef nie self baie te gepraat het nie. Baie dankie vir die geleentheid van julle af. Ja. Waardeer dit. Dankie vir julle. En onthou, tap go, Facebook en Instagram asseblief. As hy